Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending of episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so. Hier op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vandag se onderwerp is nogal onthutsend, om die minste te sê. Dit is hoe ons byna doodgeslaan is in die Latynklas. Nou ja, hierdie episode het 'n tamelik lang aanloop gehad in die sin dat ek het 'n e-pos ontvang van iemand by name Suidpunt van Wikipedia. En hy is besig om 'n Wikipedia bladsy te skryf oor die onderrig van Latyn in Afrikaanse skole. Nou natuurlik het ek Latyn op skool geneem en iewers het ek iets daarvan vertel en dis nou hoe Suidpunt hierop afgekom het. Maar ek dink dit sê ook 'n bietjie meer, ek dink ons moet 'n bietjie meer praat oor ja, lyfstraf in skole. Destyds daar's baie mense wat natuurlik sê lyfstraf moet terugkom in skole, maar ek dink in ons geval is dit 'n bietjie oordoen destyds. Want daar was 'n vriend van my, wel in elk geval, ja, jy weet ook natuurlik in die koshuis, want ek was bietjie oor die langer as 3 jaar in die koshuis by Help Mekaar hier so in Johannesburg. En 'n vriend van my wat in die Angolese oorlog was, ja, hy het destyds diensplig gedoen en hy was deel van een van die eerste groepe wat oor die grens gegaan het in Angola om die Kubane nou te ontmoet en wat ook al. Hy het gesê die oorlog in Angola was vir hom minder erg as die Help Mekaar koshuis. Dit is nogal 'n stelling om te maak. Nou, hy is nou oorlede, hierdie vriend van my. Hy was my kamermaat in standaard 7. Hy het vir my nie ook baie goed. Ja, ek weet nie, hy het 'n paar later in sy lewe 'n paar onvegbare stellings gemaak oor Afrikaans ook, dat Afrikaans nie op skool eens gedoseer behoort te word nie. Nou, jy weet wat vir my, ek het hom daarop tereggewys, wat so 'n bietjie ons vriendskap van destyds bederf het, maar hy is intussen oorlede, dus sal dit nie veel saak maak wat ons nou oor hom sê nie. Maar hier gaan dit nou oor Latyn, en die rol wat Latyn op skool gespeel het, en natuurlik Latyn by Help Mekaar het ook saamgehang met haar inspeksies van die Latynonderwyser meneer Piet van Rensburg. Was ook, nie net het hy gereeld lyfstraf uitgedeel en sulke tipe dinge nie, maar hy het ook natuurlik, hy was fanaties oor haar inspeksies, en hy het elke maandag en Vrydag het hy, as die seuns nou so in rye gestaan het by die saal en terug na die klasse toe, het hy rondgeloop en het hy almal diegene wie se hare te lank was en nie volgens die voorskrifte van die skool wat kort hare vereis het, as jou hare nie daar volgens gesny was nie, het hy jou daar uit die ry uit geboener en vir jou gesê, jy moet haarsny gaan kry, en soms moes jy sommer net dadelik haarkapper toe gaan. En daar was 'n haarkapper daar in Braamfontein in Jorisenstraat, ek dink hulle naam was Toys of iets van die aard, en hulle het geweet hoe die skool wil hê met hoe jou hare gesny moet word, en hulle het jou dan so, jy weet, 'n verskriklike, amper 'n militêre soort haarsny gegee. En meneer van Rensburg, wel, en hy het hy het gereeld, jy weet, op mense toegeslaan, en ek was meermaal een van sy slagoffers. Maar daar was ook 'n spesifieke voorval, 'n paar voorvalle, waarvan ek nou kan getuig. En dis nou so of die inleiding tot die studie van Latyn op skool. Nou, voordat ons verder gaan, kyk gerus na ons boeke wat hier te koop is. Koop gerus 'n boek aan, en van ons interessante praagboeke, van die interessante boeke wat in Afrikaans eintlik beskikbaar is, ons vertalings en van die ander geskrifte wat ons uitgegee het oor die jare, en natuurlik Paul Creer se biografie. Paul Creer wat steeds, ek wil nie van die onderwerp afdwaal nie, dis 'n hele ander onderwerp waar ons kan praat op 'n stadium, maar ek het nou
die wiki, ja, gaan lees gerus die Wikipedia bladsy oor Paul Creer se standbeeld op Kerkplein in Pretoria, en dan sal jy besef, watter geweldige stryd dit geverg het, om daardie standbeeld daar te kry. Dit het trouwens 50 jaar geneem, van net voor die Tweede Vryheidsoorlog hier so in 1889, toe hulle nou begin het, toe Anton van Wouw aan die standbeeld begin het, tot en met 1951 het dit geneem, van stryd, deur Afrikaanse organisasies, met petisies, en 10.000 mense, wat het ondersteun het, en politieke aksies, en briewe aan Engeland, en wat ook al, dit is eenvoudig ongelooflik. Ek dink dit sou makliker wees om vandag 'n volksstaat, 'n onafhanklike volksstaat vir die Afrikaner te verkry, as wat dit destyds was, om die standbeeld van Paul Creer deur Anton van Wouw op Kerkplein te kry. Dit is eenvoudig ongelooflik. Gaan kyk op Wikipedia, Afrikaanse Wikipedia, en lees daardie artikel oor die standbeeld. Want dit is baie ter sake Wikipedia hier, want die sitepunt van Wikipedia, hy is een van die leidende figure van die Afrikaanse Wikipedia, en hy's baie belese, wel ter tale, en hy het al seker miljoene woorde op Wikipedia geskryf in Afrikaans, en dinge vertaal, en wat ook al, hy praat ook 'n hele klomp tale, en hy lees ook Latyn. En hy stel baie belang in Latyn, en dit is ook hy nou hy het vir my hierdie e-pos gestuur, na aanleiding van my my leiding op skool, ek is 'n apartheid slagoffer. Hy sê dit hierso in sy e-pos, ons kan nou daarna kyk. Ek is 'n apartheid slagoffer, want ek het Latyn op skool gehad, en ek het erger lyding deurgemaak as Steve Biko, of die Krodok 4, of wat ook al, behalwe ek het dit oorleef. Miskien. Saam met my klasmaats wat Latyn geneem het. Ons kan nou, meneer Piet van Rensburg het 'n bynaam gehad. Hy was so 'n groot blonde man, hy was ook 'n rugbyspeler en atleet, en ek weet nie wat alles nie. En sy bynaam was Tarka. Nou, diegene van u wat nou destyds, wat nou al voor in leeftyd is, wat ook al, sal onthou, daar was destyds 'n fotoverhaal met die naam, met die titel Tarka. En hy was so 'n soort Afrikaanse Tarzan, wat sterk was en op 'n olifant gery het, en dan hy mooi meisies uit die nood gered, en sulke tipe goed. En hierso is, ek het hierdie op die internet gekry, Tarka, koning van die oerwoud en die geheim van die grotte, nommer 11. Nou, ek het 2 huise van ons af, daar waar ek op my laerskool daar op Springs deurgebring het. 2 huise van ons af, het daar 'n ander kind gebly, ek dink sy naam is Donnie, of iets van die aard. Ja, Donnie Nieuwhof, dit was sy naam. En hy het hierdie fotoverhale versamel, en hy het 'n volledige versameling van Mark Condor gehad, en hy het eers hierso teen die 3de uitgawe van die 3de nommer van Mark Condor, het hy nou begin om hierdie fotoverhale te versamel, en maar toe het hy baie moeite gedoen om die eerste 2 nommers ook in die hande te kry, en ek weet die eerste nommer was besonder moeilik om in die hande te kry. En hy Tarka en alles, almal van want die Republikeinse pers het deur in die 70er jare met hierdie, nee, dit was eintlik in die 60er jare al, begin met hierdie fotoverhale, en dit het honderde duisende verkoop, hierdie fotoverhale. Dit was natuurlik nog voor televisie, dit was Afrikaanse pulpfiksie, en mense het dit verslind, hierdie fotoverhale, en vandaar is die feit, toe ek nou in standaard 6, wat nou, ek weet, die gelykstaande is aan vandag se graad 8, op hoërskool kom, toe was die Latyn onderwyser daar, met die bynaam Tarka. En ek het eintlik spesiaal helpkaarte gekom om Latyn te neem, want ek het gedink, my pa het gedink, ek moes 'n regslede word, of iets van die aard. En destyds het jy
Latyn nodig gehad indien jy regte wou gaan studeer? Ek dink die en een van die eerste dinge wat natuurlik gebeur het na 1994 is dat hulle daardie vereiste vir regstudie in Suid-Afrika afgeskaf het. En ek dink dat die standaard van regstudente onmiddellik drasties laat daal. Want ten minste, jy weet, Latyn was so, baie mense het gesukkel daarmee. Jy weet, van hierdie regstudente wat nou, ek het nie veel respek vir of agting vir regslui nie, veral nie die hedendaagse regslui in Suid-Afrika nie. Ek dink hulle is net so korrup soos die ANC of die tenderpreneurs of wat ook al, en alwaar hulle stel net belang in regte en regstudie, omdat hulle wil geld maak, en hulle sal enigiets doen vir geld. Net soos jou gemiddelde ANC tenderpreneur, en hulle pleeg die ongelooflikste klomp wandade saam met die regters en die howe, ten eindig hulle self te verryk. Nou, maar ten minste Latyn het so 'n bietjie van 'n hekkie geplaas in die weg van voornemende regsgeleerdes destyds. Jy moes daarom ook, jy weet, iets van die ablatief en die datief en accusatief en al sulke goed geweet het om, Latyn deur te kom, en dan kon jy nou gaan regte, en kon jy LLB graad verwerf en 'n prokureur word. Maar, nou ja, ons dwaal 'n bietjie af. Kom ons, Suidpunt, kom ons kyk gou na Suidpunt se e-pos wat hy vir my gestuur het, net so op die inleiding. Dis 'n lang e-pos, ek weet nie of ek met 'n klomp vrae wat hy my vra. Baie interessant, Suidpunt is altyd interessant. Hy het op ons ou Praag webwerf ook dikwels baie lang artikels geskryf, wat ons hopelik weer een of ander tyd op die internet gaan publiseer, saam met al die ou goed. Maar kom ons kyk net vir 'n oomblik na wat sê Suidpunt hierso in die inleiding tot sy e-pos. Dan sal jy nou verstaan waaroor dit tans hier gaan. Ek kon net so effens verstel hier op my skerm. Goed, hier kom dit nou. Hy sê, goeiemiddag Dr. Rood. 1925, meer as 100 jaar gelede, is die jaar toe die eerste vertaalde boekie uit Latyn en Afrikaans verskyn het. Die Romeinse boer, deur T.J. Haarhof, het daardie boek beslis al gelees. Ek ook, en 'n Wikipedia-artikel daaroor geskryf. Ek is besig om inligting bymekaar te maak rondom Latynonderrig in Suid-Afrika vir die Afrikaanse Wikipedia. Dit is so ironies, soldate sal uitvoerig oor hul dienspligjare en grensdae uitwy, maar nie 'n enkele leerling wat Latyn op skool geneem het nog in detail gesê wat presies hy daar gedoen het nie. Niemand praat daaroor nie. Nou ja, ek gaan vandag daaroor praat, en soos jy kan sê, het is in sommige opsigte gevaarliker in die Latynklas as daar op die grens. Jy weet, die basis oor kan die grens, is alles, weet, dit was mos so 'n titel van 'n grensroman of iets. Ja, dit was gevaarliker. Ja, dit was lewensgevaarlik in daardie Latynklas. Trouwens, ek sal nou kom, Suidpunt vra hier by vraag 24 of 25 oor 'n paar, jy weet, oomblikke in die Latynklas of onvoorbereide toetsies, woordeskat-toetsies en sulke goed. Ons sal nou daarby kom. Maar daar was onder andere 'n kleinere gesientjie. Ek dink hy was ek weet nie of hy in ons jaar was of 'n jaar net na ons nie. En soos almal in die koshuis en wat ook al het hulle byname gehad. Ek kan nou nie sy regte naam onthou nie, maar sy van was ook van Rensburg, net soos die Latynonderwyser, soos Tarka van Rensburg. Sommige mense het hom ook Piet Latyn genoem, maar in elk geval. En in die kind se bynaam was Totterot. Nou, dis 'n bedenklike bynaam soos almal van hulle was. En op 'n stadium het Tarka en wel later het hulle by die skool aangebou en toe die Latyn-klas verskuif na die vleuel toe, sal ek sê die oostelike vleuel toe. Maar die hoofgebou wat van 1921 af dateer, meen ek,
Die hoeksteen is deur J.B. Mertsel gelê en al sulke goed. En toe in daardie stadium in die ou gebou, was die Latynklas op die 3de vloer. En Tarka het hierdie kind, wat tamelik klein van statuur was, het hy so, ek dink hy het hom aan sy bene so gevat en by die venster op die 3de vloer uitgehang, en gedreig om hom te laat val, omdat hy nie geweet het, wat 'n sekere Latynse woord beteken nie. Dus, om in die Latynklas destyds te gewees het, was soms lewensgevaarlik en dit was, jy weet, ons is gekastei en ek sal nou 'n bietjie verder daaroor uitwy en ook natuurlik my Suidpunt se vrae wat heel ter sake is, as 'n hele klomp interessante dinge wat hy hier het om te vra. Maar hy gaan dan verder, Suidpunt, en hy skryf, ja, dis nou waar die mense brei uit oor die weermag en die diensplig en al die goed, maar nie oor Latynklas nie. Goed. Hy sê dan verder, dit pla my geweldig baie, dat die navorsers en proffies hulle uitsluitlik verlaat op amptelike geskrifte, verslae en goed, wat die onderwysers by die inspekteur ingeneem het om goed te lyk, maar hulle sal nooit die kinders nader wat destyds Latyn geneem het nie. Buitendien stel hulle slegs in die nasionalistiese ideologie van destyds belang, en sulke goed. 'n Mens kan sekerlik tog nie so naïef wees om te verwag wat op papier staan, het nie noodwendig in die werklikheid enige impak gehad nie. Ons is verplig om te begin kyk op voetsoolvlak. En ek kan aan geen beter persoon dink as u nie. Nou gee ek aan u 'n stem, 'n primêre bron in lewende lywe. Wys die akademisie hoe dinge gedoen moet word. Juis omdat u al te kenne gegee het dat u dit nie eintlik geniet het in die Latynse klas nie, weens 'n onderwyser wat nou nie juis uit die bovenste plank was nie, wil ek graag vir u 'n paar vrae stel. Indien Latyn in Suid-Afrika weer sou herleef, na 'n 20 jaar droogte, het professor Dr. W.J. Henderson 3 boeke vertaal in Afrikaans. Moet enige toekomstige kurrikulumopstellers deeglik bewus van wat om nie te doen nie. As u wil, kan u die vrae en antwoorde met kommentaar net so op u nuwe webjoernaal laai, dan sal ek die blad by archive.org of archive.is gaan berg. Anders kan u 'n tydgenoot en of klasmaat nader en iets meer, of dalk selfs 'n Latinus van die ondergemelde vrae uitkies, aanpas en sommer net daaroor praat vir u YouTube kanaal. Al wat u hoef te sê is, ek het van 'n Wikipediaan Suidpunt navraag gekry oor my skooljare in die Latynse klas en ek deel dit graag. En ja, en hy sê nou verder, ja, ek moet die frase gerigsnoer gebruik en sê, onthou, u was ook 'n slagoffer van apartheid, wel op veelvuldige wyse. Pak daardie 30 minute vol. Of as dit daarop aankom, sê selfs, ek praat nou so lekker, ek maak sommer 'n tweede opname. Dit is u YouTube kanaal en u kan maak wat u wil. En dan, ek sal dan nie al die antwoorde opsom en volle erkenning gee aan die gee, u ken my mos. Nou ja, ek en hy teken het, aan die einde sê hy, ek en die kinders van die toekoms sal dit ten zeerste waardeer. Suidpunt van Wikipedia. Nou, ja, ek het toevallig gekyk na, wel, dan stel ek nog belang in Latyn en ek doen so af en toe bietjie sulke oefeninge vir Latyn en ek kan vir Suidpunt ook sê, ek het 'n Latynse woordeboek op 'n stadium in 'n tweedehandse boekwinkel gekoop. Hierso is hy, hy is nou Latyn-Engels, 'n Latin Dictionary. Hier sê hy het meer as 2000 bladsye. En hierdie is 'n vertaling, dis nie, die Engelse is te sleg om hulle eie Latynse woordeboek te maak. Toe het hulle in 1850, daar was in 18, ja, het hulle 'n Duitse, Latyn-Duitse woordeboek van Freund, het hulle in Engels net so vertaal. Want in die 19e eeu was daar natuurlik geweldige klassieke herlewing in Duitsland. Veral en reg oor Europa, maar veral in Duitsland en hierdie fantastiese woordeboek. As ek maar so 'n woordeboek gehad het destyds, dan sou ek nou 100% vir Latyn gekry het op skool, wat ek nie het nie. Maar, nou ja, hy vra ook op 'n stadium vir my 'n bietjie 'n paar vrae oor woordeboeke. Ek het wel daar was 'n Afrikaanse, Latyn-Afrikaanse woordeboek en Afrikaans-Latyn
so 'n klein skoolwoordeboek wat ons almal gebruik het, maar hy kom dan hierso, en dit is nou die vraag waarby ek wil uitkom, want ons hou dit nou maar by die, so 'n bietjie eers by al die, wat sal mense dit noem? Ja, ons is slagoffers van apartheid in die Latynklas. En hier by vraag 24 vra hy, wat sou u sê was sekerlik die leersaamste ervaring vir u in die Latynse klaskamer, wat u nêrens elders sou gekry het nie? Of wat voel u wou die owerheid of staat met sy leerlinge bereik het met u? Moontlik om rasioneel en evolusionêr te dink. Watter soort burger wou hulle skep? Of watter klasvoorval sal u nooit vergeet nie? En vraag 25, het julle ooit onvoorbereide klastoetsies gekry? Nou ja, daai klasvoorval dit is nou afgesien. Wel, daar was 'n hele paar, maar die ene met die totterot ouetjie wat daar by die derde vloer amper afgegooi is, dit was een gewees. En dan, ja, die ander klasvoorval het nou ook, dit het in matriek gebeur, en met hierdie onvoorbereide klastoetsie. En daar was ek 'n skoolbanke natuurlik gewees. Teen daardie tyd, ek dink aan die begin in standaard 6, was al seker omtrent, ja, daar was 'n hele klas vol kinders, seker 30 of wat ook al, wat Latyn geneem het, of selfs meer, daar was dalk meer as een klas. En jy kon, jy moes kies tussen Latyn en Duits, dink ek, en meer kinders het Duits, meer seuns het Duits geneem as Latyn. Maar Latyn was nou so half 'n bietjie moeiliker. Eintlik, ja, dit is 'n baie goeie idee om kinders Latyn te leer, dink ek. Want, jy weet, dit leer jou baie dinge oor hoe tale werk en naamvalle en al die tipe goed. En natuurlik, dit is die bakermat, saam met Grieks natuurlik, is dit die bakermat van die westerse beskawing. En van, ja, ons het Romeins-Hollandse reg in Suid-Afrika. Die Romeinse deel het so al weggeval met hierdie dom prokureurs wat deesdae in die howe is, en hierdie korrupte regters wat anti-Afrikaans is, en jy weet, en ook, hulle kry hierdie fabelagtige salarisse van 3 miljoen rand per jaar, maar baie van hulle het nie 'n benul van die grondslae van ons regstelsel nie. Nou, ja, terugkeer tot hierdie voorval. Nou, ons het nou, Matthee, ek wil sê, goed, in standaard 6 was daar nou 'n klomp kinders wat Latyn geneem het, maar hier teen matriek, dink ek, het ons, was al miskien so 15, 20 oor, miskien 15 of iets, want die rest nou maar so half uitgeval, soos wat ons aangegaan het. En, ja, en daar was van die meer skrander kinders in die Latynklas, en van hulle het ook hulle baie hard gewerk aan Latyn en al die woordeskat geken en so meer. Maar op die spesifieke dag, ja, is die koringsaal van die kalf geskei, of die bokke van die skape, of wat ook al, en, want toe het hierdie Latyn-onderwyser, ek weet nie, hy het net een of ander bevlieging gekry, en het was 'n dubbele periode, ek dink na pause, tussen die lang pause en huis toe gaan tyd, dubbele periode. En hy het die boek daar uitgehaal. Nou, Suidpunt het ook vir my foto's van die Latyn handboeke gestuur, wat so gelyk het, en ons het definitief hierdie Bosman Heineke gehad, leer Latyn, want hy sê, Suidpunt sê, in die jaar nadat ek matriek geskryf het, in 1975 het daar 'n nuwe reeks van Gonen uitgekom, Latyn vir die hoërskool, en so het hulle gelyk, die handboeke daarvoor. Maar ons het definitief hierdie Bosman Heineke gehad. En, ja, en toe, ja, die meer gevorderde ene is deel 3, so aan die linkerkant. En toe, op hierdie spesifieke dag, dubbelperiode Latyn, al Piet van Rensburg, Bosman Heineke daar uit, en agter in die boek was daar al die woordeskat
wat ons van standaard 6 afgehaat het in Latyn. En jy weet, intussen het ons nou goeie soos vertaal, soos Caesar en Cicero en jy weet, hier en daar Vergilius ook, en jy kom allerlei woorde so te, natuurlik in moeilike woorde ook, maar daar is 'n sweterjoel van hulle wat jy omtrent nooit sien nie en wat daar ook agter in daai woordelys was. En toe begin hy nou so, en vra hy vir die eerste leerling in die klas, ja, wat teken hierdie woord? En ek dink of hy gee vir die Afrikaanse woord, jy moet sê wat die Latynse woord is, of andersom, Latynse woord, dan moet jy sê wat die Afrikaanse woord is. En as jy nie die antwoord ken nie, dan moet jy opstaan en bly staan. En dan vra die persoon langs jou, en dan die persoon agter jou, en die persoon langs hom, en so gaan hy deur die hele klas, totdat iemand daardie woord vir hom kan verklaar. En dan, sê maar so na die 8ste of 9de leerling, dan is daar nou uiteindelik iemand wat per ongeluk weet wat daardie woord beteken. En dan moet die res van die klas vorentoe gaan en buk, en dan het hy so 'n dik plank gehad, so 'n langerige dik plank, en dan kry almal een hou, een aan die ander, daar. Een hou, en dan gaan ons almal weer sit. Nou, en so het die dubbele periode aangehou. En van die leerlinge wat se Latynse woordeskat bietjie minder uitgebreid was as die res, het daardie dag tussen 28 tot 29 houe ontvang. Ek dink ek het so weggekom met 6 of 7 houe. En daar is van die leerlinge wat nou, wie se Latyn nou rarig, weet wat baie hardwerkend en pligsgetrou was, en hulle het so 2 of 3 houe gekry. Ja, so almal het tamelik gewond daardie dag huis toe gegaan met Tarka wat gesorg het dat, jy weet, hy al die mins gebruikte Latynse woorde daarso in ons letterlik in ons inslaan. Nou, daar was agterna klagtes van die leerlinge se ouers oor hierdie voorval, maar jy weet, anders as vandag, ou Tarka het nie 'n tigverhoor gekry of iets nie, ek weet nie, miskien het die hoof vir hom gesê, hy het 'n bietjie erg aangegaan of iets, maar jy weet, agter in die klas, nou onlangs, ons het so tamelik gereeld reunies daar by die skool, wat nou pragtig, dis nou 'n privaat skool, want dit is geprivatiseer, so net vir die ANC oorgeneem het, en dis nou 'n pragtige privaat skool, duur Afrikaanse skool hier in Johannesburg, en jy weet, die personeelkamer lyk soos iets uit 'n binneversieringstydskrif, en die hoofse kantoor is also antieke meubels, en 'n pragtige lesenaar, jy weet, dis alles so in baie goeie smaak, gemeubileer. En ons daar nie so gelyk nie, dit was maar ou TPA meubels, en dan was so 'n boekekas, net so by die deur. En agter die boekekas het in die hoofse kantoor was daar 'n hele versameling rottangs. En met daardie rottangs is ons nou, jy weet, gereeld gekastei, jy weet, uitmekaar geslaan oor allerlei dinge, of oor skoolwerk, of andersins oor wat ook al, jy weet, party seuns wat ander afknou, of iets van die aard, maar dit was nie altyd baie konsekwent nie, want jy weet, as daar nou een of ander wit broodjie was van die onderwyser, wat jy nou 'n bietjie gespot het, of omdat hy te vroom was, of te veel van wat het ons gepraat destyds van 'n gatkruiper, ja, dan het hy jou sommer vir die onderwyser gaan sê, nee, hierdie seuns boelie my of spot my of wat ook al, en dan het jy sommer ook 6 van die bestes gekry, net daar, dit het letterlik my in standaard 9 gebeur, en dit was, ja, en trouwens, ek dink Tarka het dan ingestaan as, dikwels as die persoon wat die lyfstraf moes kom uitdeel, jy weet, en daar was 'n ander broederbonder, Lou Dreyer, hy het ook soms daar ingekom, en hy het dan die rottang geswaai. So dis, as ek nou moes antwoord op, jy weet, Suidpunt se vraag 24 hier, wel, was dit leersaam?
ek dink ons het Latynse woorde daar geleer wat ons nie voorheen geken het nie. En wat die owerheid of staat met sy leerlinge bereik het? Wel, dit is vir my eintlik 'n groot raaisel, want jy weet, 'n klomp van die dinge wat destyds, ek dink, daar is baie te sê vir die Afrikaanse onderwys van destyds. In vele opsigte was het eintlik baie beter as vandag. Ek bedoel, in die Afrikaanse klas het ons. En dit is ook een van Sytpunt se vrae hier, jy weet, oor poësie en sulke tipe goed, en die skandering van gedigte. En jy weet, ons het baie meer van die gedigte geweet destyds as kinders wat vandag op skool sit, alhoewel hulle die internet en alles tot hulle beskikking het. Ja, maar daar was vir my nie vreeslik eintlik jy weet, 'n doel oor wat die skoolstelsel van destyds wou bereik nie. En ek dink ook natuurlik het sport 'n veel te groot rol gespeel op skool, en dink vandag nog is dit so in baie Afrikaanse skole, en veral natuurlik rugby, die rugby afgod. En trouens, ek het gehoor dat die skoolhoof van destyds, hy is 'n paar jaar nadat ek uit die skool uit is hy deur die plaaslike tak van die Broederbond afgedank, omdat hy te veel, want die skole toe, die jaar na ek weg is, het die skool die administrateursbeker gewen destyds, met rugby. En toe het die akademie, toe was dit net rugby skool, en die akademie het so agteruit gegaan dat die plaaslike tak van die Broederbond, daar in Westcliff of een of ander verskriklike wel-af woonbuurt, hulle het gereeld daar vergader, en hulle het toe besluit om vir die skool af te dank, want hy was besig om die akademie te verwaarloos. So, dis, daar het die Broederbond dan 'n goeie ding gehou, en so 'n bietjie die akademie probeer hoog hou. Maar ek dink daar was onderwysers verseker wat die Afrikaanse kultuur aan ons wou oordra, die Afrikaner geskiedenis, Afrikaanse taal, letterkunde, kultuur, en ja, ons het lieflike, jy weet, kultuur, aktiwiteite gehad, klassieke musiek en selfs volksspele en al sulke goed. Dus in daardie opsig, dink ek, het die ou onderwys geslaag, in die sin dat dit het ons gevorm as Afrikaners, as kenners van die Afrikaanse letterkunde, as mense met, jy weet, jeugdig is met 'n sterk Afrikaner identiteit, Afrikaanse identiteit, maar hierdie soort, die sport was, ek dink, heeltemal, dit het te veel aandag gekry, alhoewel atletiek en die goed was natuurlik ook 'n baie gesonde ding, en iets wat, ja, ek het nie kritiek op die atletiek aspek nie, maar ek dink, hulle het oorboord gegaan, jy weet, en met rugby, en veral natuurlik, jy weet, hier Piet van Rensburg, hy was eintlik meer bedaag daarop om kinders met busse en goed aan te ry na die rugby byeenkomste toe, as wat hy was om vir ons die Latynse kultuur oor te dra. En ons het wel die woordeskat en die grammatika geleer, maar die groter sin van Latyn as hierdie belangrike taal in die weste, wat teruggaan aan die Romeinse Ryk toe, maar ook die middeleeue en die Katolieke Kerk en die monnike en al die Latynse boeke wat eeue lank oorgedra is, waarvan daar sprake is in hierdie boek wat ons nou vertaal het, onlangs verlede jaar. Die ommegang, gaan alles daaroor, oor die oordrag van kennis tydens die middeleeue. Dit is die hooftema van daardie boek, en dit het alles in Latyn geskied. Maar dit alles is nie aan ons oorgedra nie, alhoewel ons 'n sin gekry het vir die geskiedenis, vir die Romeinse geskiedenis, vir Caesar, hierdie groot figuur uit die geskiedenis, en sy oorloë teen Vercingetorix in Gallië, die Galliese oorlog, Dei Bello Gallico. Ek dink daar's 'n gedig ook van, ek weet nie, Ernst van Deerden of iemand wat ook 'n soort van 'n koshuis situasie skets, waar klomp skoene uit 'n kas uitval, saam met 'n eksemplaar van
Kaisers dei Bello Gallico. Nou, en daar is ook natuurlik klem gelê op die korrekte uitspraak van die Latyn verseker. Ja, maar ek sou sê, hierdie klasvoorval, wat onvergeetlik was hierdie lyfstraf en geslaan met die plank en al die goed. 'n ander, minder, baie amusante voorval ook, wat met die haarinspeksie te maak gehad het, was eendag, daar was 'n seun ook in ons jaar, sy naam is Gert van Deventer. En hy het in Hielbra gewoon, sy ouers was geskei en wat ook al, en sy ma was ook so half byderwets en alles. En ja, hy het soort van 'n ontsettende plateversameling en ek weet nie wat alles gehad nie. En baie modieuse klere gedra en so meer. En hy het ook gereeld, jy weet, ja, sy hare was nooit reg by die haarinspeksie nie, en ek dink toe Tarka hom ook een Vrydag daar tydens die saal oefening het hy om uit die rye gehaal en gesê hy moet onmiddellik sy hare gaan laat sny, want dit is heeltemal te lank. En toe gaan hy, en hy sê toe vir die haarkapper, hierdie Gert van Deventer, hy moet som heeltemal kaalkop skeer. Toe sit ons nou, dit is nou in die nuwe gebou, dit is nou daar in die Latynklas, en hierso op die bult, ja, dit is maar so op die bult in Van Mellestraat, sien ons nou buite die klas kom, Gert van Deventer ongeloop met sy kaalgeskeerde kop, en om Tarka se gesig te sien, toe hy nou vir hierdie ou sien met sy kaalkop, hy het hom nou regtig, hy het nou 'n goeie haarsny gehad. Dit was nogal heel amusant. Ja, so, die vraag 25, het julle ooit onvoorbereide klasdoetsies gekry? Ek dink was dit daai ene beantwoord, ons het hulle gekry en dit het soms taamlik wild verloop. Nou, daar's 'n ander sweterjoel vraag wat Suidpunt hier vir my het. Ja, nou hy vra ook, wat is of ek die eerste dag, van wanneer tot wanneer jaartal het u Latyn op skool gehad? Nou, ek neem aan die junior standaards in Transvaal was verpligtend, kan nie die eerste dag in die Latynse klag nog goed onthou, of die eerste paar jaar, en die nie, hoeveel was julle in die klas, of hoe was die algemene gees en stemme? Nou, ja, in 'n mate het ek dit reeds beantwoord, jy weet, die klas het so half afgeneem, soos wat mense nou meer na Duits toe gewentel het, en ek dink amper jy kon, geskiedenis was ook 'n soort van, nee, ek dink jy kon 'n taal en geskiedenis neem, maar jy kon sekere tale en sekere ander vakke nie neem nie. En ek die eerste dag in die Latynse klas was eintlik nie onaangenaam nie, want ek dink, ja, die Tarka was toe in 'n vriendeliker by, en hy het ons toe vertel van Rome, en ja, hoe mense geleef het destyds, en Latyn, en toe het ons, ek dink die eerste werkwoord was natuurlik Amu, Amare, en Amu, Amas, Amat, daar die bekende rymtipe wat mense baie keer opsê, Amamus, Amatis, Amant. Dit het ons geleer as ook Discipulus en Magister. Discipulus die leerling en Magister die onderwyser, en nog 'n paar ander woorde, en dit was ons eerste Latynles, wat eintlik heel interessant was. Ek sou sê, wel, dan vra Suidpunt ook hierso, het die onderwyser ook ander vakke soos Engels of iets aangebied? Nee, en by ons destyds het meneer van Rensburg net Latyn gedoseer, geen ander vak nie, vir al 5 jare van die hoërskool, het hy Latyn gedoseer. Latyn was ook nie verpligtend vir enigiemand nie, daar was wel in die eerste 6 maande, dink ek, moes almal Latyn neem. En daarna kon hulle begin vakkeuses uitoefen na Duits toe, of wat ook al. Ek het ook Frans gehad, jy weet,
so vir 6 maande of 'n jaar in standaard 6, alhoewel ek die enigste leerling was van die bibliotekaresse. Sy het Frans op universiteit gestudeer en ek wou graag Frans neem en toe sy my so half ja, sy as die enigste leerling gehad in die biblioteek. Maar vanweë al my ander verpligtinge en natuurlik ook sport en wat ook al, het ek toe so 'n bietjie eintlik die Frans links laat lê tot my teleurstelling, maar ek het later op die universiteit dit natuurlik weer opgeneem. En ja, en vandag is ek dankbaar daarvoor dat ek 'n Latynse taal onder die knie gekry het. Trouwens, ek het 'n ander interessante woordeboek hierso ook, wat ek sommer die langste Latynse woordeboek gekry het. En dit is 'n Grieks-Franse woordeboek, en hy het ook meer as 2000 bladsye. En dit is nie moderne Grieks nie, dis ook nie die Grieks van die Nuwe Testament nie. Dit is die ou Grieks van die klassieke tye van Athene en die groot Griekse skrywers van destyds, die groot Griekse dramaturge en filosowe en so meer. Want ek het hierdie woordeboek moes koop op 'n stadium toe ons ek en 'n klompie ander Afrikaner filosowe so in die vroeë 2000, ons was daar in Parys in Frankryk op uitnodiging van 'n beroemde Franse filosoof Jacques Derrida, en hy het so 'n stuk in Heidegger met ons behandel, so al 'n privaat seminar wat ons met hom gehad het, en kyk, iemand soos Heidegger, hy haal die Grieks in die oorspronklike aan, hy neem net aan dat jy dit ken, jy weet dat jy antieke Grieks moet kan hanteer, en toe moes ek sit met hierdie gedeeltes en aanhalings en goed, en ek moes dit ontsyfer, en toe koop ek daar in 'n boekwinkel in Parys vir my hierdie Griekse woorde, Grieks-Franse woordeboek. Nou, ek seker as jy weet, jy kan nie hierso, dink die C&A bestaan nie meer nie, maar jy kan nie na die C&A toe stap op Exclusive Books en vir hulle vra, man, geef my 'n antieke Griekse woordeboek nie. Ek dink nie, hulle het sulke boeke daar op die rak nie. Maar ek het gelees, so rukkie terug, dat daar is nog steeds iets so 17,000 matriekleerlinge in Frankryk, wat elke jaar Latyn in die eksamen aflê, as ook 12,000 antieke Grieks. Dus in Europa, seker in Duitsland en Nederland en elders, is daar nog steeds tamelike belangstelling op skool in die klassieke tale. En ek dink hier by ons, ons moet weer begin met, definitief. Ek sal nog 'n klomp van, ja, ek het nou net so geraak eintlik in al Suidpunt se sweterjoel van vra, oor Latyn. Ek sal hom miskien op skrif nog ook beantwoord, miskien kan ons 'n tweede YouTube video hê oor sommige van die ander vrae. Hy praat ook oor T.J. Haarhof, wat hy het in 1925 het hy eintlik Vergilius Bucolica in Afrikaans vertaal, en hy die Romeinse boer genoem. So die boek gelyk, het was so 'n wit hardeband boek van T.J. Haarhof, professor in die klassieke lettere van die Universiteit van die Witwatersrand. En my pa het by T.J. Haarhof, Theo Haarhof, soos hy bekend gestaan het hy klas gehad in klassieke geskiedenis, en selfs toe ek by Wits was, ek het Latyn 1 by Wits gedoen, onder professor Arnheim, wat later toe die departement afgeskaf is, het hy Engeland toe gegaan, en ek dink hy het 'n advokaat in Brittanje geword, maar daar was ook 'n Amerikaner, wie se naam my nou ontgaan, en hy het in antieke Grieks gespesialiseer. Toevallig het albei van hulle ook tamelik politieke boeke later gepubliseer. Arnheim natuurlik die South Africa After Foster, en die Amerikaner het 'n ongelooflik polities inkorrekte boek gepubliseer wat gaan oor IK. Jy weet, en hy het so 'n hele teorie daaroor gehad, en wel, hy is terug Amerika toe, dink ek. Dus,
ek het agterna aangaan met Latyn, ek het ook met Latyn 2 begin, maar dit is 'n bietjie ook laat vaar, want ek het te veel vakke gehad destyds. By Wits in my tweede jaar, maar ek sou sê dat Latyn, ja, is 'n nodige ding vir Westerlinge en Latynse tale, want anders, jy weet, die Germane was eintlik maar barbare hierso in 400 na Christus nog, en baie van ons voorouers het eers begin lees en skryf hier, seker, ja, wel in die middeleeue. Maar dit het ook via Latyn natuurlik gekom. Want die volkstale, dis ook baie interessant in hierdie boek. Ja, dis hoekom jy hierdie boek moet koop en lees. Hierdie ommegang wat ek vertaal het, want waar is ommegang nou weer? Kom ons kry hom net gou hierso. Ja, hierso is hy. Hierdie ommegang, dit gaan presies daaroor, oor Latyn natuurlik aan die begin van die boek, leer die poortwagter, die kind Latyn, want jy het net in Latyn geskryf. En in die boek is daar ook sprake van die volkstale, en mense het toe op daardie stadium, dit was so hierso aan die begin van die 1400s in Europa, toe het hulle begin om die volkstale te skryf. Maar die verteller van die boek voel dat dit nie eintlik nodig is nie, want almal het mos nou maar Latyn, en almal skryf in Latyn, en almal kan mekaar verstaan oor die hele Europa via Latyn. Dit was die algemene omgangstaal, wel, nie omgangstaal nie, maar dit was die geleerde taal en die taal van skrif destyds in die middeleeue, en Latyn gee mens toegang daartoe, en dit laat jou dit ook verstaan. Iets wat natuurlik nie soseer by ons op skool, ons het meer gekyk na die Romeinse tydperk, maar daar's ander elemente ook, en daaroor sal ek miskien daarmee sal ek miskien afsluit, en dan kan ons 'n volgende keer 'n bietjie verder op Alsuidpunt se vrae ingaan. Maar een ander kwessie wat ek miskien net vinnig wil noem, soos hierdie Theo Harof en Seun van die Jefer en al hierdie mense wat by Wits destyds van Afrikaners was, wat daar klas gegee het, en in die noorde, Tuks en wat ook al, daar was 'n geweldige kultuurbeweging in die Transvaal en in die Vrystaat, in 'n hoë mate met D.F. Malherbe, en dit alles, dink ek, word vandag in 'n hoë mate ontken, want omdat nasionale pers in Kaapstad gesetel is, en omdat die sogenaamde NB uitgewerye, wat nou glo blykbaar as Jonathan Ball bekend staan, omdat hulle in Kaapstad gesetel is daar 'n soort van 'n provinsialisme wat, en ook natuurlik die verskywing na links wat gebeur het, dat slegs linkse skrywers, wel, dit is miskien onbillik om dit te sê, maar daar is, ek sou sê, jy kan amper so veralgemene maak, dat slegs linkse skrywers, Afrikaanse skrywers, vanuit die Kaap en die Wes-Kaap, word vandag in Afrikaans erken. Al hierdie ander ongelooflike skrywers wat ons gehad het in die Transvaal en Vrystaat, en klassieke vertalers, en mense soos Harof, hulle word miskien, hulle rol in die Afrikaanse kultuurbeweging, en natuurlik het Afrikaans die grootste kultuur in Afrika nog ooit geproduseer, selfs groter as die antieke Griekse beskawing, antieke Egiptiese beskawing, wat ten dele ook Grieks was, natuurlik in Alexandrië. Dus, daar's 'n hele ding wat ons nog moet hanteer, en dit is die soort chauvinisme teen die Transvaal en die Vrystaat, wat daar by letterkundiges bestaan, en vanweë hierdie soort van 'n monopolie van nasionale pers uit die Wes-Kaap, wat deesdae deur 'n Brasiliaan bestuur word. Dit is net een terloopse ding wat ek wou noem, gepraat van Theo Harof, en dan die ander kwessie, so ek sê, ja, 'n element van
die Romeinse stelsel, wat ek nie soseer op skool ingekry het nie, maar later op die universiteit en veral by professor Arnheim. Hy het altyd by Wits destyds en by Wits, dit was verskriklik dekadent, so in die laat 70er, voor die 80er jare by Wits. Mense het selfs in die klasdag al gerook, jy weet, dit was net verskriklik. Ek kan nog op 'n stadium miskien daaroor praat, jy weet, my ervarings by Wits en jy weet, dit was net, ja, ongelooflik dekadent. En dwelms en marxisme en jy weet, en eintlik het dit Suid-Afrika oorweldig, want ek dink vandag is daar dieselfde tipe goed vandag aan die gang. Daar gaan marxisme en die ene is ook 'n metafoor vir die ander ene. Maar ja, die punt is dat Arnheim het verskillende interessante goed te sê gehad oor hoe die Romeinse politieke stelsel gewerk het. En dit was natuurlik nie onder die Republiek. En dit was natuurlik nie 'n demokratiese stelsel nie. En daarmee sal ek jy miskien nou laat met daardie gedagte. En daar's vir my sekere parallelle tussen die Afrikanerstelsel wat tot stand gekom het in Suid-Afrika en die ou Romeinse stelsel. En hierdie ding is van ou Theo Harof, die Romeinse boer. Die verskriklik interessante ding van die Romeine was dat hulle was nie soos vandag se tenderpreneurs, jy weet, mense wat uitspattig gelewe het en jy weet, vertoon, hulle rykdom vertoon het en al sulke tipe goed nie. Hulle kultuur en hulle identiteit, soos in daardie gedigte van Vergilius en die Bucolica wat Harof vertaal het, die Romeinse boer was juis gewortel in hulle verhouding tot die grond en tot boerdery. En vanuit daardie soort Romeinse boer het hierdie wêreldryk ontstaan, want dit was iemand wat stoïsyns was, wat gewoond was aan harde werk en wat die eenvoudige dinge in die lewe en geleerdheid en kultuur waardeer het. En die patriciërs, en dis waar die patriciese kultuur vandaan kom. En die Romeinse stelsel was 'n patriciese stelsel, want daar was natuurlik 'n groot onderskeid tussen die patriciërs en die plebeiërs. Die patriciërs kon stem en aan die politiek deelneem, maar nie die plebeiërs nie, alhoewel daar is later ook voorsiening gemaak vir die plebeiërs. Nou, jy kan duidelik die parallelle met ons stelsel sien, en ek glo vas dat die enigste redding vir Suid-Afrika in die toekoms gaan wees as daar weer 'n klas van patriciërs en by name Afrikaners sou opstaan om die land in beskerming te neem en dit moet mense van dissipline wees en wat nie jy weet, gierig is en met 'n groot sug na geld en vertoon en rykdom, soos die handelaarsklas nie. Die handelaarsklas in Suid-Afrika, wel, ek het nou afgekom op 'n verskriklike interessante kommentaar ook, wat iemand aangehaal het van Jaap Maree, waar hy gewaarsku in hierso in die 70er jare, 80er jare, het hy gewaarsku daarteen dat die handelaarsklas in Suid-Afrika te veel mag bekom, omdat die ou nasionale party eer die middelklas blanke belas het, as wat hy die groot maatskappye belas het. En hulle het al hoe meer rykdom opgegaar en kapitaal opgegaar, en uiteindelik was dit ook hulle wat besluit het dat dit gaan vir hulle beter wees as die ANC regeer, as die plebeiërs dan aan bewind sou kom, en die patriciërs word dan in daardie revolusie eenvoudig net op sy gestoot, wat presies is wat in Suid-Afrika gebeur het, maar ons kan sien dat hierdie huidige plebeiese stelsel met al sy plebeiërs, soos jy weet, Julius Malema, dit is 'n hele ander onderwerp, en ja, maar ook wat baie met Latyn te maak het, want daar's 'n spesifieke Latynse teks, wat ons dalk 'n volgende keer kan bespreek, en wat my
wat by my spook vandat ek dit op universiteit gelees het, en ek het dit selfs in Latyn gelees. Dit is 'n uittreksel uit, maar daar was 'n Latynse boek van Petronius, wat ek dink Suidpunt noem dit ook in sy vrae, wat verlore gegaan het, die meeste dele, die Satyricon van, dis ook nou in Afrikaans vertaal, blykbaar, van Suidpunt. Ek moet dit beslis in die hande kry, Satyricon in Afrikaans. Maar daar is 'n middelste gedeelte, wat gaan oor 'n ete van 'n vrygemaakte slaaf, en dit is presies, jy kan net so die ANC daarin pas, jy weet, van hierdie verskriklike uitspattigheid en vertoonsig en gespog met geld, en jy weet, en ook brassery en 'n gedrink en 'n gevyf en hulle eet, jy weet, verskriklik. En daar sulke tipe lesse uit die geskiedenis kan 'n mens net eintlik via die Latynse letterkunde, sou ek sê, leer. En satire is natuurlik die enigste, al die ander genres van letterkunde het in Griekeland ontstaan, maar satire het in Latyn by die Romeine ontstaan. Nou ja, daarso, het is nou 'n bietjie oor Latyn gesels, ek het nog nie naasien by al Suidpunt se vrae beantwoord nie, maar lewer gerus kommentaar hieronder, en dan volgende keer, dan gesels ons verder, en moontlik sal ek iemand kry wat saam met my in die Latyn klas was, en dan kan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Totsiens, tot volgende keer.